Nou ek weet nie van jou nie, maar het dit al met jou gebeur dat jy jou voet neersit en skielik sal 'n bietjie water onder jou en skielik verander jou hele wêreld. Want die wêreld het jy so gesien en skielik sien jy die wêreld van jou rug af. Of jy het geval en jy het jouself seer gemaak en jy lyk nie meer presies soos jy gelyk het nie en jy het 'n paar blou kolle by, want water het die vermoë om jou lekker te laat gly. Ons is elke dag in verhoudings. En in ons verhoudings gebeur dit dat ons soms gly. Relation slips. En die manier hoe ons dan daardie gly of daardie oomblikke hanteer, stel ons op vir die verhouding om meer suksesvol te wees en of daai verhouding agteruit gaan. Jy sien, wanneer ek gly op 'n ijskaatsbaan, kan ek soveel pyn beleef dat dit vir my voel iemand moet my nou net hier wegdra. Of ek moet omdraai en ek moet probeer opstaan en aangaan. En laasweek het ons hierdie reeks afgeskop en ons praat oor 'n paar oomblikke of karaktereienskappe wat glye of glipse in verhoudings veroorsaak. En laasweek het ons begin praat oor selfsug en die negatiewe effek wat selfsug op 'n verhouding kan hê. Vandag gaan ons praat oor stilstype, die gly van stilte. Volgende week gaan ons bietjie daaroor praat oor hoe beleef ons aanstoot en hoe ons reageer wanneer ons voel mense gee ons aanstoot. Ons is lief daarvoor om onsself te vergelyk met ander mense. En ons gaan in week 4 'n bietjie daaroor gesels. En dan die laaste tema, hoe gou ons afgeskeep voel. En hoe ons verwag dat mense ons nie moet afskeep nie en wat mense vir ons moet doen. Efesiërs 4 vers 25 tot 27 lê vir ons die fondasie oor dit wat ons vandag wil sê en hy begin en sê: Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste. Hoekom? Want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie. Met ander woorde, ons kan kwaad word, maar daar's 'n manier oor hoe ons kwaad word. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son ook nie ondergaan oor julle toorn nie. En gee aan die duiwel geen plek nie. Nou ons dink baie keer in die konteks van stilte dat stilte goed is en dat stilte vrede is. Maar het jy al die uitdrukking gehoor dat in die stilte broei die storm? En dat stilte nie noodwendig vrede beteken nie. Ek wil vanmôre sê, daar is 'n gevaar wat verhoudings insluip. Daar is 'n gevaar wat vriendskappe, families en huwelike negatief beïnvloed. Dis 'n gevaar wat selde aangekondig word, wat baie stil en stemmig inkom. Hy kom nie met 'n gehoera en 'n harde argument of klappende deure nie. Hy sluip in sonder dat jy dit besef en voor jy jou oë kan uitvee, is daar net stilte. Ek wil vanmôre sê, daar is 'n tyd vir stil wees en daar's 'n goeie stilte, maar daar's ook 'n stilte wat alle verhoudings negatief beïnvloed, waar harte van mekaar af gedryf word en verhoudings op die ou einde van die dag op die rotse kom. Wanneer ek jong paartjies begelei in huweliksberading voor ek hulle trou, sal ek altyd vir hulle sê, die belangrikste ding vir 'n suksesvolle verhouding is nie 'n gesonde bankbalans of 'n klomp goed nie. Dis gesonde konflik en gesonde kommunikasie. As ons nie met mekaar kan praat nie, is ons klaar in die moeilikheid in ons verhouding. En so ook, kan dit nie anders wees met ons verhouding met die Here nie. Ons kan nie sê ons is in 'n verhouding met hom, maar daar's geen kommunikasie nie. Ons het nodig om hierdie stil bedreiging te konfronteer. Ons het nodig om vir onsself te sê, wanneer ek voel ek wil stil wees, moet ek juis uitwaag om te praat oor dit wat ek beleef. Want die Here het jou en my geskape om te kommunikeer, om te luister wat hy sê en dan sy hart deur te kan kommunikeer. Hoekom sê ek vanmôre hy het ons so gemaak? Want ek en jy is geroep om te kommunikeer. Sy voorbeeld aan ons in die skrif kom wys hy homself as 'n kommunikeerder. Dink gou 'n bietjie saam met my. Toe die Here die aarde geskep het, wat het hy gedoen?
Hy het 'n woord gespreek. Hy het gekommunikeer. So kommunikasie het die vermoë om lewe en dood te skep. Ons lees dit ook in die Nuwe Testament. Daar's mag in die tong om lewe en dood te spreek. Hoe skep ek en jy lewe as ons nie kommunikeer nie, as ons nie praat nie? Ons is gemaak vir kommunikasie. Daarom het ons hierdie inherente behoefte om vriende te hê, vriendskappe te hê, saam met mense te kuier, uiteindelik te trou, kinders te hê, want ons is gemaak om te kommunikeer. Maar daar's 'n spesifieke manier van kommunikeer, want soos in enigiets is daar goeie en slegte. Maar as die Bybel en hy die fondasie word van hoe ons hierdie stilte beveg, dan kommunikeer ek en jy goed. Jy sien, die skrif praat van hierdie gesonde kommunikasie. En ek wil begin deur te sê, verhoudings kan nie oorleef sonder waarheid nie. Jy sien, soms in ons kommunikasie is ons bang om die waarheid aan te spreek. Maar ek wil vandag begin deur te sê, daar's 3 komponente van liefde. En ons leer dit in ons Bybelskool, 3 elemente. Daar is genade, daar is regverdigheid, maar daar's ook geregtigheid. En as daai 3 komponente nie sigbaar is in jou liefde nie, dan kan ons sê, het ons waarlik lief. Want liefde beteken, ek moet soms in geregtigheid vir my seun sê, wat julle nou doen is nie reg nie, en daar gaan nou gevolge wees op dit wat julle gedoen het. Dis geregtigheid. Regverdigheid sê, jy het nou al hierdie hele maand dit en dit gedoen, dis nou bietjie iemand anders se beurt. Dit beteken nie ek het jou minder lief nie, maar dis nou die regverdigheid in hierdie liefde. En dan is die genade deel, soms het jy iets gedoen, en daar moet straf wees, maar my liefde gee vir jou genade, want ek weerspieël die Vader se liefde, waar ek skuldig was, het hy my vrygespreek. En soms wil ons nie hierdie kommunikasie aandurf nie, want ons is bang mense dink ons het hulle nie lief nie. Maar die vraag is, gaan ek toelaat dat my kind sy vinger in 'n muurprop steek, terwyl hy aan is? Ek gaan nie. Maar soms doen ons dit in ons verhoudings, want ons wil net nie konfrontasie hê nie. Ek sien hy doen verkeerd, maar gaan nou maar niks sê nie, want net nou wil hy nie meer my vriend wees nie. Of ek gaan nie vir haar sê sy moenie, want net nou het ons 'n groot uitval. Verhoudings, liefde, goeie kommunikasie kan nie sonder waarheid oorleef nie. Dit kan ook nie sonder sagte uitdrukkings en openheid oorleef nie. Nie alle gesprekke, nie alle konflik gaan gepaard met geskreeery nie, met deure wat toeslaan nie. En ek wil ons vanmôre uitdaag deur dit te sê, konflik is geleerde gedrag. Kommunikasie is geleerde gedrag. As ek jou vanmôre vra, wie leer jou in jou verhoudings om met iemand nie oor die weg te kom nie? Ons sien dit op die televisie, ons het baie keer 'n idee oor hoe ons ouers konflik gehad het. Dit word gesiene en geleerde gedrag. Maar wat van as ons die besluit maak om te sê, ons gaan die traject van kommunikasie verander deur onsself te skool om beter kommunikeerders te wees? Wanneer ek jong mense sien en ek met hulle praat, en een van die goed wat ek altyd vir hulle sê is, wanneer jy in konflik kom, om nooit te sê ja maar jy nie. Want jy maak onmiddellik jou maat skuldig. Jy. Wat van 'n woord gebruik soos ek beleef? Is dit nie baie sagter nie? Ek beleef, jy gee nie vir my om nie. Ja, maar dis jou belewenis, ek weet, dis my belewenis, maar help my om my belewenis te verander, want dis wat ek beleef. Maar dit klink baie sagter op die oor as wat ek vir haar sê, jy het my nie lief nie. Jy sien, ons het nodig om te leer hoe ons kommunikeer. Hoe ons daai oomblikke, wanneer ek wil reageer en iets wil sê, beter bestuur. Want ek wil vanmôre sê, konflik en emosies het net die autoriteit wat ons hulle gee. Hulle kan ons nie van buite af beheer nie. Ons kies ons reaksie.
En daarom kies ons om stil te raak. En ons kies om onsself te weerhou van verhouding of om gesonde kommunikasie te hê. En wat gebeur in daai oomblikke? Ons maak die persoon die probleem. En nie die probleem nie. Ek het so rukkie terug die storie vertel en ek wil dit weer vanmôre vertel. Ek en Sunay was nog besig om ons verhouding te bou en ons was op 'n oefen reg eet stadium in ons lewe. En ek kom die aand by haar en ek kuier by haar en ek sê vir haar, "Jesus, dit was 'n lang paar maande. Kom ons gaan koop vir ons roomys." En sy sê vir my, sy wil nou nie regtig gaan roomys koop nie. Sy het by die werk koek geëet, sy het klaar verneek vandag. En onvolwasse jong man, soos ek, hoor. Dis wat ek hoor. O, jy sal eerder saam met die mense by die werk verneek as die liefde van jou hart. O, jy sal hulle bo my kies. En ek verwoord dit toe. En ek sê dit toe ook. Ek dink dit nie, ek sê dit ook. Plaas van maar net my mond hou. En dit raak so 'n onstuimige gesprek. Nou vir die van julle wat my vrou ken, sy's 'n baie gemoedelike mens. Sy kan kwaad word, maar nie somme nie. Dat sy so kwaad word op 'n stadium dat sy vir my sê, "Ek dink jy moet nou ry." En meer onvolwasse kan ek nie wees nie, want ek weet dit gaan nou meer irriteer as ek net daar bly. En ek sê toe, ek gaan nêrens heen nie. Want ek kies my reaksie. En ek maak haar die probleem en nie die probleem nie. Is ons nie geneig om baie keer 'n klein dingetjie 'n groot ding te maak nie? Terwyl ons die vaardighede kan aanleer om goeie en gesonde kommunikasie te hê. Wat gebeur as die gly van stilte in ons lewens sigbaar word of lei tot slegte kommunikasie? Die eerste, soos ek dit nou al reeds genoem het, ons is bang vir konflik. Ons laat mense vir ons sê net wat hulle wil en ons reageer nie. Ons is maar die vredebewaarders, ons gaan niks sê nie. Maar wat gebeur? Daai konflik raak soos 'n sweer. Daai konflik bou op. En iewers moet daai konflik uitkom. Jakobus 1:19 sê, "So dan my geliefde broers en susters, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat en stadig om toornig te word." Jy sien, ons het nodig om te praat. Anderste lei dit tot ander goed. Ons dink baie keer in ons konteks, in ons kultuur, dat as ons 'n probleem miskyk, gaan hy homself oplos. Maar ek wil jou waarborg, as jy koffie op die vloer gemors het, en jy nie die vloer skoon maak nie, is die volgende simptoom 'n taai vloer, en oral waar jy deur daai taai loop, vat jy daai taai, en later moet jy al die vloere was, terwyl jy net so 'n kolletjie moes regmaak. Die probleem gaan nie weg nie. Die konflik los homself nie op nie. Ons intentionaliteit met die bestuur van ons kommunikasie verwerp en stoot die stil oomblikke weg. Die skrif sê nêrens ons moet ophou praat nie. Hy sê net ons moet met wysheid praat. Ons moet die regte omstandighede skep sodat ons in konflik reg met mekaar kan praat. Baie keer raak ons stil want ons lewe uit onverwerkte seer. Dit mag dalk gebeur het dat 'n familielid jou seer gemaak het. Of jy was in 'n verhouding wat verbrokkel het en dit het jou seer gemaak. En wanneer daar nou iets gebeur, kan jy nie reageer nie want dit vat jou terug na daai onverwerkte seer toe. Mag ons nie vanuit ons verlede leef nie, maar mag ons met daai goed deel sodat ons voluit in ons verhoudings kan leef. En as jy dalk vanmôre hier sit en jy is onseker hoe om deur daai seer te werk, dan wil ek jou aanmoedig dat jy by Karin registreer vir 'n soul care sessie wat jou gaan help om daai onverwerkte seer te bewoord, want dit gaan altyd belemmering bring in dit wat die Here vir jou beplan. Om deur dit te praat, want deur die praat daarvan verander nie noodwendig die situasie nie, maar dit skyn die lig in daai donker oomblik en skielik omdat ek daaroor kan praat, voel ek beter daaroor. Onverwerkte seer het die kapasiteit
om jou emosioneel pap te maak, selfs jou liggaamlik vas te hou deur onverwerkte seer. Hoor wat sê Psalm 32 vers 3. Toe ek stil gebly het my bene weggeteer. Ek en jy is nie gemaak om met die kompleksiteite wat die wêreld op ons afdwing elke dag te leef nie. Ons is gemaak om ons seer en ons pyn met hom te deel, met mense om ons te deel, sodat ons verwysingsraamwerk en hoe ons dinge beleef begin verander. Want wanneer ek daaroor kan praat, vat ek die angel van die seer weg. Jy sien, wanneer ons stilte beleef in verhoudings, kan dit 'n teken wees dat ons innerlik ly en pyn beleef. Soms raak ons stil, want daar's hoogmoed en hardkoppigheid. Ken jy mense wat nooit eers sal sê hulle is jammer nie? Jy moet maar terugkom en kom buig voor my. En as jy vir my sê jammer, sal ek oorweeg of ek jammer sê. Ken ons sulke mense? Ja, maar pa, jy het oor die kat gery. Ja, maar jy het die deur oopgelos. As jy die deur toegemaak het, sou ek nie oor die kat gery het nie. Maar die kat het reg voor pa geloop en pa het op hom afgejaag. Dis nie my skuld nie. Dis nie my skuld nie. En dan sal daar niks gebeur in daai huis en die arme kat gaan ook nie veearts toe nie totdat Boetie gesê het hy's jammer nie. Hardkoppig. En op die einde van die dag, wie wen deur hardkoppig te wees? Wen die verhouding of wen jy? Wen ek? En die vraag is, ten koste van wat wen ons die argument? Jy sien, die vraag is wat ons onsself moet vra, wil ek gelukkig wees of wil ek reg wees? Wil ek gelukkig wees of wil ek reg wees? Want ek waarborg ons vanmôre, as ons gelukkig wil wees, beteken dit baie keer ons is nie reg nie. Ek het gister 'n paartjie getrou, vriende van my se dogter in Naboomspruit, net so 'n bietjie buite Naboomspruit. En hulle is baie senuweeagtig, regtig 'n mooi jong klompie, 'n paartjie, en hulle kom afgestap en hy gaan groet sy skoonpa en sy moet by hom inhaak en hy is so senuweeagtig, hy haak by haar in. En hier kom hulle en hy's 'n groot ou en sy's hierdie klein, fyn, petit meisiekind en dit lyk so snaaks. Nou wil ek lag en glimlag en ek sê nie iets nie. En toe hulle hier voorkom en ek almal gegroet het, sê ek weet die uitdrukking is reg. Van vandag af sal sy vir jou sê wanneer jy reg is of verkeerd is, maar net terwyl ons besig is met die seremonie, laat sy net by jou inhaak. Laat dit lyk of jy in beheer is. En almal lag en ek sê, want ons almal verstaan, gelukkige man, gelukkige vrou. Gelukkige huwelik, gelukkige vrou. En ek sê dit nou net ligtig. Maar die prinsipie is, ons kan kies om gelukkig te wees, of ons kan altyd kies om reg te wees. Hoogmoed oortuig ons, dis nie my skuld nie. Hulle moet na my uitreik. Mense moet vir my jammer sê. En wat doen ek dan? Ek gebruik straf, stilte as straf. Ek praat nie met jou tot jy vir my sê jy's jammer nie. Ek kommunikeer of ek het geen interaksie nie. Het jy al by 'n plek ingekom of by mense gaan kuier, vriende gaan kuier en jy stap in daai atmosfeer in? Jy kan hom blokke sny en jy kan 'n huis bou met dit. En jy weet, hier's probleme. En hulle praat ook nie met mekaar nie. Gewoonlik sal hy vra, liefie, bring gou vir my die sout. Hy sal eerder vrek voor hy vra vir die sout, hy gaan haal self die sout. Want stilte word nou gebruik as 'n strafmateriaal. Hoeveel keer doen ons dit in ons vriendskappe? Hoeveel keer doen ons dit by die werk? Moenie met my praat nie, los my net uit, ek's nie lus vir jou nie. Dis nie die Here se hart nie. Dis nie die Here se plan nie. Die Here het 'n plan dat ons effektief sal kommunikeer sodat ons goeie, vol verhoudings kan beleef. En ek wil weer sê, ons het nie noodwendig al die vaardighede nie. Maar niks skort ons om die vaardighede aan te leer nie. Spreuke 13 vers 10 sê, want daar waar daar twis is daar hoogmoed. As ons die kapasiteit het om te weet,
dat ons aan sekere goed moet werk. Hoekom sal ons dink ons verhoudings is anders? En ek wil dit sommer sê nou, reg deur die jaar, volgende jaar, is daar gereeld in die jare wat verby is, gereeld geleenthede waar ons kan belê in ons verhoudings. Ons het huweliksverrykingsgeleenthede, huwelikseminare, 'n huwelikkamp, ouer begeleidingsgeleenthede. En dan dink ons baie keer, dalk nie hier nie, maar in ander kerke, ons gaan nie vir dit opteken nie want ons is okay. Die feit dat ons name opsit, beteken nie ons erken daar's fout nie. Ons erken net, ons het nodig om nuwe vaardighede te leer, sodat hierdie verhouding met sy eie unieke kompleksiteite beter kan word. Daarom wil ek jou aanmoedig. Jy kan nou al jou naam opsit by Karin. Ouers, as ek net kyk na die 25 jaar, my oudste is 25, hoeveel dom dinge het ek gedoen? Ten spyte van kursusse wat ek bygewoon het. Dan dink ek by myself, ek moet nou nog 'n klomp doen, want iewers gaan ek 'n oupa word. En dan moet ek my seun help en my seun begelei, sodat hulle ook die regte goed kan doen, en ook kan leer uit die foute wat ek my gemaak het. Maar deur te erken ek het hulp nodig, beteken nie ek is op moedverlore vlakte nie. Veel aanmoedig. Ons het nodig om intentioneel te wees met ons verhoudings, met ons kommunikasie, en oor hoe ons stilte bestuur. Stilte kan nie gebruik word as 'n magstryd nie. En nou kyk ons, hoe lank ons stil gaan bly en wie gaan eers knak. En ek het hulle, want ek het gewen, ek het uitgehou. Jy sien, soms raak ons ook stil as gevolg van emosionele uitputting. Mense hoor nie wat ek sê nie. En omdat hulle nie hoor wat ek sê nie, kies ek om eerder nie te praat nie. Ek onttrek myself eerder, want wat ook al ek sê, hoor hulle nie. Het ons al so gevoel verseker? Het jy al jouself onttrek? Miskien. Dalk het ons nodig om aan te leer, om die woorde agter die woorde te hoor. Baie keer is die koppie waaroor iemand beklei wat op die bank staan of op die rusbank staan, 'n simptoom van iets baie groter. Dis nie die koppie nie, maar ons sien net die koppie. En ons luister om te reageer. Ons luister nie om te luister nie, ons luister om ammunisie te kry deur dit wat hulle sê, sodat ek myself kan regverdig. En wat is die uiteinde? Ek kies eerder om niks te sê nie, want ek word in elk geval nie gehoor nie. En kom ek vanmôre vir ons sê, ons grootste behoefte in die wêreld is om erken en gehoor te word. Ons nie 'n groter behoefte nie. Ons wil hê mense moet ons menswees erken. En hoeveel meer in ons vriendskappe, hoeveel meer in ons verhoudings, en in daai veilige plek, daai veilige omgewing, en ons word nie gehoor nie. Vat ons na 'n plek toe waar ons voel, wat ook al ek sê, het in elk geval nie waarde nie. Emosionele uitputting. En wat gebeur? Stilte word die vyand. Stilte verwoes. Want waar kommunikasie sterf, sterf eenheid. Ek en jy moet kies om in ons verhoudings stilte te verbreek. Want die uitwerking van stilte op verhoudings is dit skep afstand. Ek hoor jou nie, ek verstaan nie jou hart nie, ek beleef nie jou emosie nie, en ons skuif van mekaar af, sonder dat ons dit weet. Ons praat met mekaar oppervlakkig, maar hierdie stilte is soos 'n berg tussen ons. En ek het dit al soveel keer gesien. Paartjies wat 30 jaar plus getroud is, en hulle hele lewe draai om hulle gesin. En skielik is die kinders nie meer in die huis nie. En dan kom paartjies wat 30 jaar getroud is, en hulle skei. En dan vra jy hulle, maar hoe is dit moontlik, 30 jaar, julle het al soveel beleef en soveel gedoen? Dan 90% van die kere sê hulle, ons het net agtergekom, ons het niks om vir mekaar te sê nie. Dan dink ek by myself, hoe dit moontlik geraak, dat die appel van jou oog, die geliefde van jou hart, jy nie jou hart met hom mee kon deel, of met hom kon deel nie. Maar ons is so besig om oppervlakkig te praat oor hierdie goed wat nou gebeur, dat ons nooit ons harte met mekaar deel nie. Ons nooit weet wat in mekaar se harte aangaan nie. Hoeveel van ons kan vanmôre sê, ons weet presies wat in ons vriende se harte aangaan? Wat hulle regtig deurgaan. En ek het nogal 'n gewoonte, dat ek mense vra, hoe gaan dit met jou? En hulle sê goed.
dan sal ek sê, okay, hoe gaan dit regtig met jou? Ek wil jou vra, doen dit 'n bietjie, en jy gaan sien, die tweede keer kry jy 'n ander antwoord. Baie keer in die span het ons geleentheid, ons vra die span elke week as ons bymekaar kom, hoe gaan dit met jou? En altyd om die tafel sê almal, goed. En dan sit ek hulle op die spot en sê ek vir hulle, hoekom gaan dit goed? En dan moet jy partykeer sien die sports, almal ekstroverte om daai tafel, om skielik agter te kom en die goed te verwoord. En soms raak daar 'n oomblik waar hulle kan sê, ek het gesê dit gaan goed, maar dit gaan eintlik nie goed nie. En nou skielik omdat ons die hart hoor, het ons kapasiteit om saam in te tree en saam te bid, want die afstand is deur die openheid verbreek. Ja, ons is mekaar se wagters. Ons as familie moet mekaar kan help, maar ons kan dit net doen deur die stilte te verbreek. Want stilte dryf ons van mekaar af weg. Amos 3 vers 3 sê, kan twee saamloop tensy hulle saamstem. Ons het nodig om saam te stem, anders trek ons in afsonderlike rigtings. My opinie is nie die belangrikste opinie nie. As ek gaan sit, sakkie sonnie, om oop te wees en ruimte te los vir ander mense, om te kan praat, sodat ek hulle kan herken. Want wat doen stilte? Stilte kweek aannames en misverstande. Hoeveel keer het die grootste argumente gebeur oor die simpelste klein dingetjie, en dan word ou koeie van 40 jaar teruggebring, want dis nog onverwerkte emosie. So moeilik soos dit is vir my om te dink, is daar sekere mense wat nie van my hou nie. Maar die reaksie op die feit dat hulle nie van my hou nie, is nie omdat ons al interaksie met mekaar gehad het nie. Want daar's 'n gesegde, ongekend is onbemind. En hoeveel keer het jy al gehoor, mense sê, "Jesus, daai ou is eintlik nie so slegte ou soos die koerante sê nie. Toe ek 'n bietjie tyd met hom spandeer, toe kom ek agter, hy's glad nie so nie." Het jy al van dit gehoor? Verseker, want aannames kweek misverstande. En wanneer ons in daai stilte is, dan is dit maklik om daardie goeie deel van ons lewe te maak. Maar wanneer ons kommunikeer, wanneer ons met mense praat, dan kom ons eintlik agter, hulle is totaal en al anders. Ek het in Pietersburg, het ons 2 kampusse gehad, en terwyl ons hierdie 2 kampusse onder een leierskapspan gesit het, was daar 'n klompie ouens in die ander kampus wat glad nie gelukkig was met dit nie. Hoewel ons beleef het, dit is wat die Here gesê het ons moet doen, was hulle baie negatief. Soveel so dat, as ek in die dorp loop, en een van die kerkraadslede, spesifieke ou, my gesien het, het hy aan die oorkant, het hy van hierdie kant van die pad oorkant toe gegaan, sodat hy nie my hoef vas te loop nie. Nou ek het so moedswillig gestreek. Ek sal hom dan sien dit doen, en dan loop ek aan die oorkant, sodat hy my moet groet. Maar die wonderlike ding is, sy belewenis het gekom van 'n plek waar hy my nie geken het nie. Ons het later sulke goeie vriende geword, sy vrou het later my sekretaresse geword in die kerk, van 'n plek waar hy my nie wou sien nie, en aan die oorkant van die straat my wil vermy, deur aannames en misverstande. En ek dink as ek julle vanmôre vra, is daar 'n klomp sulke stories wat ons kan aanhaal vanmôre. Stilte verswak ons emosionele en ons geestelike koneksie. Ons kan nie vriende wees as ons nie tyd met mekaar spandeer nie. Ons kan nie in 'n verhouding wees, man en vrou, familielede, as ons nie met mekaar praat nie. Dalk het ons nodig om vanmôre die eerste tree te gee en die telefoon op te tel, want ek wil begin deur te sê, hierdie ding is 'n teenvoeter vir goeie kommunikasie. Ek sit nou die dag by 'n vriend van my en sy vrou is in die kamer. En hy tel sy telefoon op en die volgende oomblik bel hy. En hy sê, "Liefie, ons is lus vir koffie. Sal jy vir ons kom koffie maak?" Sy vrou is in dieselfde huis, 3 kamers verder. Hy bel haar op die telefoon. Nou ek wil nie hande vra of daar mense is hier wat dit al gedoen het nie. Of hulle WhatsApp hulle vrou in die huis. Ek het dit laasweek gesê, maar ek wil dit weer sê. Doen jouself 'n guns. Gaan sit 'n bietjie in Mug and Bean en kyk na mense. En dan kyk jy gesinne
wat oorkant mekaar sit en nie met mekaar praat nie, maar hulle is op hulle telefone. Ek wil jou waarborg, 90% van die mense in die restaurante is op hulle telefone. Hoekom? Want ons het die kuns van kommunikasie verleer. Ons weet nie wat om vir mekaar te sê nie. So nou check ons maar net gou-gou die sosiale status, dan sien ek ietsie daar en dan praat ek met my vrou oor die status, maar ek praat nie met haar oor haar nie. Want ons is ongemaklik. Wat sê ons vir mekaar? Sê ons vir mekaar? Hoe gaan drink ek saam met my vriend koffie? Wat sê ek vir hom? Hoe spandeer ons tyd te mekaar? Wat sê ons vir mekaar? Want hierdie ding het ons stomp gemaak. Maar hy het ook goed. Want dalk het ons nodig om vanmôre uit hierdie vertrek uit te gaan en te sê, ek het nodig om iemand te bel. En ek het nodig om 'n koffie te gaan drink en my telefoon in die kar te los, sodat ek met daai persoon in sy oë kan kyk en met daai persoon kan praat. Die skrif sê, Jeremia 33 sê, roep my. Die Here sê, roep my, praat met my, kommunikeer met my, want ek wil met jou kommunikeer. Ons het hom wat ons kan bystaan en ons kan help. Hy kom nie en sê, wees net stil in my teenwoordigheid nie. Nee, hy leer ons die vaardighede van kommunikasie. Ek wil sê, stilte bou mure. Dit bring nie genesing nie. Dit bring nie herstel nie. Want om herstel te bring, het ons nodig om te verwoord dit waardeur ons gaan. Want dit wat ons nie kan lig opbring nie, bly onafgehandeld. En nou het ek genoem, probleme gaan nie weg nie. Probeer bietjie vir SARS ignoreer. Misken hom. Ignoreer hom. Moenie jou opgawes indien nie. Jy gaan vir 2 jaar wegkom. Jy gaan vir 3 jaar wegkom. Jy gaan dalk vir 7 jaar wegkom. Maar daar kom 'n dag. Daar kom 'n dag wat jy so 36 SMS'e in 'n ry kry. Ek weet, ek het hom gekry. 36 wat sê as jy nie binne 24 uur betaal nie, dan lê ons beslag op jou bankrekening. Hoekom? Die probleem gaan nie weg nie. Ouens, ek hoop julle hoor my hart vanmôre in ons verhoudings. Die probleem gaan nie weg nie. Ons het nodig om dit te sien, die mure af te breek. Hoekom? Stilte maak verhoudings stadig dood. En ek wil die laaste 3 minute net gebruik om te sê, hoe verbreek ons dan hierdie stilte? Spreek sy waarheid. Ons het hierdie liedjie vanmôre gesing, ons woorde het krag. Spreek die waarheid in jou verhouding. Moenie terugstaan van kommunikasie nie, kies om die waarheid te spreek. Kies om goeie konflik te hê. Kies om nie stil te wees en net te aanvaar wat gebeur nie. Kies genesende gesprekke bo vermyding. Die Here wys ons, hy kies versoening bo vermyding. Hy kies dit as 'n hoë prioriteit. 'n Laaste skrifgedeelte Matteus 5 vers 25 sê: Wees gou gesind, goedgesind teenoor jou teeparty, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teeparty jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie. Kan ek en jy kies om aktief te luister? Nie te luister om terug te praat nie, maar luister om te hoor. Kan ek en jy vanmôre kies om ons kommunikasie nie te gebruik as 'n straf nie, om ons kommunikasie te weerhou, stilte te gebruik om verhoudings te manipuleer? Kan ek en jy vanmôre kies om gou te wees om verhoudings te herstel, eerder as om te kies om verhoudings te verbreek? Spreuke 18 vers 13 sê om te antwoord voordat jy luister is dwaasheid en skande. Almal van ons was al in gesprekke waar jy besig is om 'n storie te vertel en iemand sny jou sommer te kort. Wat laat dit by ons opkom? Laat dit ons geliefd voel? Laat dit ons gehoor voel? Of maak dit ons emosioneel stomp? Maak dit dat ons afsny? Maak dit dat ons wil terugtrek in stilte en eerder kies om nie in hierdie verhouding betrokke te wees of te kommunikeer nie, want ek word in elk geval nie waardig geag nie.
En ek wil jou nooi vir 'n oomblik om saam met my jou oë te sluit. En ons het nou baie gesê vanmôre, maar ek wil begin deur te vra. Dalk sit jy vanmôre hier, en jy beleef stiltes in jou verhoudings. Dit voel vir jou asof julle ver van mekaar is. Wil ek vanmôre vir jou sê, ons is so op 'n wonderlike plek, want die Here is in die bedryf, in die besigheid om verhoudings te herstel. Sy geskenk aan jou en my was die geskenk wat alle verhoudings herstel het. Maar dalk het ek en jy vanmôre nodig om 'n besluit te maak om intentioneel te wees met daai verhoudings. Dalk begin dit by my wat kies om hierdie verhouding te herstel. Dalk begin dit by my om te kies om nie meer in my stilte terug te trek nie en te kommunikeer wat in my hart is. En soms in geregtigheid en geregtigheid vir mense stil te maak en te sê, jy hoor nie wat ek sê nie, hoor wat ek sê. Jy's besig om my aan te val, wees stil. Kom ons skep ruimte waar ons effektief met mekaar kan kommunikeer. Dalk het ek en jy nodig om 1 of 2 of 3 stappe vir onsself neer te sit, sodat die gly van verhoudings nie meer 'n realiteit in my lewe is nie. Want ek wil weer sê, verhoudings is vrek harde werk. En ons gaan net uit verhoudings kry wat ons bereid is om in te sit. Kan ek en jy vanmôre besluit om te sê, ja Here, ek gaan nie sit en wag vir goeie verhoudings nie, vir goeie vriendskappe nie. Ek gaan die middel wees waardeur daai verhoudings herstel. En ek gaan nou saam met jou bid. Maar tweedens wil ek ook sê, dalk is ons hier vanmôre en ons het al stilte gebruik as 'n wapen. Dan wil ek vanmôre by ons kom en pleit. Kan ons daai wapen neerlê, weggooi en begrawe? En vandag die belofte maak dat ek nooit weer stilte sal gebruik om my vriendskappe, my familie en my geliefdes te manipuleer om te doen soos ek wil nie. Maar dat ek sal kies om lewe te spreek en lewendgewende interaksie in my verhoudings te hê. Kan ons vir 'n oomblik hierdie 2 oorweeg? Sê ja Here, ek kies. Ek kies. Ek kies. Here, ons verstaan vanmôre die kompleksiteit van die lewe. En die kompleksiteit van verhoudings. Die feit dat ons gebore is met hierdie inherente begeerte om verhoudings te wees, beteken nie ons het die kapasiteit om in goeie verhoudings te wees nie. Ons verstaan, verhoudings vra intentionaliteit, verhoudings vra dat ons daaraan werk, maar soms verwag ons dinge, maar nie bereid om daaraan te werk nie. En dan regress ons in stiltes in, en hoe ons dink ons beskerm die verhouding, hoe slegter maak ons die verhouding. Want ons is geskape om te kommunikeer. En ek bid Here dat vanmôre, soos die Heilige Gees met ons gepraat en gewerk het, en U ons die areas uitgelig het in ons lewens, dat ons sal kies vir goeie kommunikasie, sal kies om vaardighede aan te leer, sal kies om ons harte te kan deel, en sal kies om te hoor, en nie net te praat nie. Dat ons vanmôre sal kies om die stilte nie te gebruik as 'n magstryd, 'n manipuleringsmiddel om my sin en my doel te kry nie, maar dat ek in hierdie verhouding sal vra, hoe is ek besig om my ma te dien, hoe is ek besig om hulle te begelei na 'n plek toe, my vriendskappe te bestuur, waar ons Christus verheerlik, en nie net my selfsugtige belange nie. Mag ons vanmôre opnuut die beloftes maak en sê, Here, ek kies vir goeie verhoudings, ek kies vir goeie kommunikasie, ek kies vir goeie konflik, ek kies dat my verhoudings 'n spieelbeeld word van wie U is, en dat stilte en selfsug my verhoudings nie sal bestuur nie. En ek eer U daarvoor in Jesus naam.